Genade, barmhartigheid en vrede sal met julle wees van God die Vader en die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Amen. Kom ons roep die Here in antwoord op sy groetseën en ons sing saam Psalm 147. Psalm 147 ons sien vers 4, vers 4. God se sterkte is nie soos mense mag wat heil van oorlogsverde wag. Of van die bene sterk gebou waar die kruisman vas vertrou. Maar hulle alleen kan hom behaag wat nederig na sy sterkte vraag. En hoe dit ook mag gee, hom vrees en op sy goedheid hoop. Psalm 147 vers 1 en 4, daarom bly ons staan as ons geloof saam doen. Ek is die Here jou God wat jou in Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak wat bo die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde
aan 'n vierde geslag van die wat my haal, en ek bewys barmhartigheid, duiseling, aan die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal beteken wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf wat bly nie. En die Saterdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vriendin, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Kom ons antwoord as deel van ons begin, sit ons begin, deel van die Eerste Woord, en ons sing saam Psalm 38, waarvan vers 1 en vers 9, Psalm 38, vers 1 en 9, en daarna gaan ons saam bid. Word so baie keer aangeraak oor die mooiheid van die skepping,
oor die mooiheid van 'n geliefde. So kan ons nog 'n klomp dinge aan oproep. Kuns wat ons bekoor, musiek wat ons bekoor. Besef ons die stryd vir die woede. Smeek dat ons genadig sal wees, meer en meer bekoor mag word. Die skoonheid, die pragt en vrou, met die heiligheid, met die heerlikheid. Sondes kla ons aan. So weer die wet gelees. Ons oortree teenoor U elke dag weer. Ons maak ons skuld nie elke dag meer. En verdien ons om van die aangesig af weggewerk te word. Toch mag ons hier vanochtend kom, die ontmoet in die Heerdienst. Wat 'n groot genade is dit nie. Vader, weet, besef, dis nie normaal nie. Normaal is dat ons nie wil nie. Ons sien die kant nie, want ons is onheilig en nie is heilig. En toch in die alwysheid en die onbeskryflike goedheid en genade van ons bewerk dat ons hier vanoggend as kerk mag wees, saam te kom hier, die te ontmoet. En U seën ons Here Jesus Christus. Mag ons sy heerlikheid meer ken, Vader, deur die Heilige Gees se werking in ons, maak ons meer en meer vol met die Gees. Ons hoopvol lewe. Wys ons toch op Christus, ons middelaar, en dat alles opnuut maak het. Hy wat ons nuwe skepsel kom maak het. Mag jy nou ook hier met die woord, ons gaan saam lees, verklaring en die toepassing van die woord, mag jy so ook hier nou, Vader, vir die selfkeer en heerlikheid bewerk. Ons smeek dit van die Heer op grond van die genade. Amen. Ons sal sing Psalm 89, waarvan gaan ons sing vers 1 en vers 18. Psalm 89, ons sing daarvan vers 1 en vers 18, waarvan ons saam lees die Here.
Ons gaan omgewings is reeks vanoggend in Hebreë en ons lees vanoggend saam uit 1 Samuel hoofstuk 17. Dis die bekende geskiedenis van Dawid en Goliat. As jy saam 1 Samuel hoofstuk 17. En die Filistyne het hulle weer versamel vir die oorlog en hulle mekaar gekom by die Soko wat aan Juda hoor en daar opgeslaan tussen Soko en Aseka en Efes Damie. Maar Saul, die man van Israel, het uiteengekom en daar opgeslaan in die dal van die Terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. En die Filistyne het diskant in die berg en die Israeliete oorkant in die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat en Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koper helm op sy hoof en hy het 'n pantser van skubbe aangehad. Die gewig van die pantser was 5000 sikkels koper en skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koper lans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n weerlig bal en die lengte van sy spies was van 600 sikkels yster en die skilddraer het voor hom uitgeroep. En hy gaan staan en roep na die slagordes van Israel en hulle gesê, waarom trek julle uit om julle slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe afkom. As hy nie my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efratiet uit Bethlehem Juda met die naam van Isai. Hy het 8 seuns gehad en die man was in Saul se dae oud, op jare gekom onder die manne. Maar die oudste seuns van Isai het Saul in die oorlog gevolg. Die name van sy 3 seuns wat in die oorlog gegaan het was Eliab, die oudste, en sy tweede Aminadab en die derde Sama. Dawid was die jongste, terwyl die 3 oudstes Saul gevolg het. Dawid het weer gegaan van Saul om die klein vee van sy vader in Bethlehem op te pas. En die Filistyne het môres vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. Toe het Isai aan sy seun Dawid gesê, neem tog vir jou broers en een van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gou vir jou broers na die laag toe. Maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle 'n pan saambring. En Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te veg teen Filistyne in die dal van die Terpentynboom. En die volgende môre vroeg het Dawid hom klaar gemaak, die klein vee aan die wagter gegee en opgelaai en weggegaan om Isai, soos Isai hom beveel het. En toe hy by die water kom, het die leermag wat na die vegtery uitreg juis die kruisgeskreeu aan. Israel se Filistyne het slagorde teen slagorde opgestel. Daarom gee Dawid sy pakgoed af onder die bewaring van die oppasser van die pakgoed en hy hardloop na die vegtery. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers na die welstand. En terwyl hulle spreek kom juis die baasvegter, Goliat is sy naam, die Filistyne die Gat, uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die man van Israel die man sien, lig hulle kom weg, want hulle was baie bang. Die man van Israel sê, het julle die man gesien wat daar kom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man met hom verslaan, oor laai met groot rykdom,
ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Daar het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en smaad van Israel wegneem? Want wie is die onbesnede Filistyn dat hy slagoffers van die lewende God durf uitdaag? En die manskappe gee hom dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne oorspreek, het Eliab baie kwaad geword Dawid en gesê, waarom het jy dit afgekom? En dan weet jy daar op die klein vee in die woestyn afgegeen? Ek ken jou vermeerderheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek kan maar nie. En hy by hom weggedraai en iemand anders dieselfde woorde gespreek en die manskap het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe die woorde wat Dawid spreek en het voor Saul meedeel, het die hond laat haal. Dawid het aan Saul gesê, daar die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n kruisman van sy jeug af. Waarom sê Dawid aan Saul? Die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan hy uit agter hom aan en verslaan hom en ruk uit sy bek uit, en as hy aanval gryp hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos die een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klauw van die leeu en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Hoe sê Saul vir Dawid, gaan, mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoofd gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy het mooi probeer en die sê Dawid vir Saul, ek kan nie hier loop nie, want ek het het mooi probeer nie. En Dawid het uitgetrek. Daarom neem hy sy staf in sy hand, soek hom uit die spruit 5 gladde klippe uit, steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik die slingersak, met sy slinger in sy hand en nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid, en die skulddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n steen was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Daar sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees van die voëls van die hemel, die diere van die veld kan gee. Dawid sê die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies, met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die Weerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyn van die Here van die Filistyn vandag in die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. So die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal die hele menigte erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here. En hy sal dit in ons hand gee. Toe die Filistyn dan klaar maak en al die raad om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegtery om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger, en hy trek die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indruk en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid
en die Filistyn oorweldig en slinger en 'n klip. En die Filistyn verslaan en hom te dood, terwyl daar geen swaard op Dawid se hand was. Tot sover lees ek van vers 26. Daar het Dawid die manne wat by hom staan gevra om te sê, wat sal met die man gebeur wat die Filistyn verslaan en die swaard van Israel wegneem? Want wie is die onbestemde Filistyn dat hy die slagordes van die lewende gode uitjaag? Vers 37, hier daar die nieuws sodat die Heer doodgestaan en met hierdie onbestemde Filistyn sal dit gaan net soos die een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Hy sê daar, die Here het my gered uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer. Hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, die mag die Here met jou wees. Met 45:7. Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my in 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die Heerskaar, die God van die slagordes van Israel, dat jy het gedaag. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat jy kan verslaan en jou hoofd jou wegneem, die lyke van die Here van die Filistyn vandag aan die voëls van die hemel, die wilde diere van die aarde kan gee, sodat julle almal kan weet dat Israel God het. Dan sal die Here weer goed erken, die Here nie jou swaard en jou spies verlos nie, want die stryd behoort die Here. Die stryd behoort die Here. As ons hierdie geskiedenis lees van Dawid, kan ons so maklik na Dawid toe gaan en hom gelukwees met die brawe daad wat hy gedoen het. Ons baie keer maak so die vrou van die volk gemaak het, wat ons lees in die raam, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid het sy 10.000 verslaan. Dawid waak so baie, en hy is so vol bravade om die groot reus aan te pak. Dawid is so 'n goeie mens om die volk uit hierdie ellende te verlos. Geskiedenis is so vol van sulke mense wat ons graag wil aanhang, mense wat braaf was, wat spreekwoordelik te sê, reuse aangepak het in die geskiedenis van ons land. Heel goed sister, ons maak 'n fout, ons maak 'n groot fout as ons dink hierdie geskiedenis gaan vir Dawid. Ons maak 'n fout as ons dink hierdie geskiedenis van Dawid wat ons sê, wees net braaf soos Dawid en wees net vol waagmoed soos Dawid. Wat 'n fout as ons so dink, heel goed sister. Hier gedeelte gaan nie oor Dawid en sy waagmoed en sy bravade nie. Glad nie, glad nie. Gaan nie oor Dawid sy waagmoed en sy bravade nie. Dawid sê self vers 37. Hy sê, die Here sal my red. Maar die geskiedenis wat geskryf word baie spanningsvol geskryf aan die begin. Hier is die groot baas egter. Hy sal 3 meter lang, sy eerste dogter is dubbel, nog 'n halwe keer so lank soos ek drie. Hy is 3 meter lang gewees. Hy was die beste krygskreet wat hom seker kan indruk. Dit is wat die Goliat aangehaal, hy die beste oorlogsklere aangehaal. Net sy harnas oor sy lyf wat hy aangehaal het al 50 kg geweeg. Dit is so swaar soos 'n sakkie sement. Die spies in sy hand het nie steel gehad nie, dit was 'n bal gewees. Hier staan die volk se vyand. Hy's groot en hy's magtig. Miskien ons het baie sulke vyande, sulke dinge in ons lewens wat gebeur, sulke struikelblokke wat ons moet oorkom in ons lewens. Ons gereelde dinge wat ons baie kom wat ons net te groot lyk. Sê ons maar, weet jy wat ek by hierdie kom nie? Jy sê vir my te groot is moeilik. Maar begin die 7 Filistyn te praat. Vers 8 tot 10. Vers 10 is die hoogtepunt. Daag die slagordes van Israel vandag uit.
20 vertaal het ek, ja ek, maar vandag van die confessies van Israel bespotting. Stuur vir my 'n man, sodat ons kan veg. Saul die hele Israel is vreesbevange, baie bang. Soos nie gereeld nie, my broer en suster, paniekbevange, baie bang, die toekoms, dinge wat voor lê, groot dinge wat lyk op wat aan die gebeur is, as ons paniekbevange. Dan begin ons hierdie gedeelte vers 12 en lees van Dawid. Hy was die jongste van 8 kinders. Hy was sy pa se kleinvee opgepas, hy was nog net sommer 'n eenvoudige skaapwagter gewees. En sy pa gaan en hy stuur hom met 'n eenvoudige taakie, gaan dit aan die gevesdiens toe en gee net vir 3 boeties daar iets op te eet. En gaan ons sommer daar na die hotelvoeder toe en gee vir hom ook iets en hoor net by hom daar, hoe gaan dit met jou boeties? Sommer 'n oudige opdraggie, alles is so rustig, hy is uitgevaar en net gaan kyk of lewe sy boeties daar nog. Hy vat maar net kos vir die soldate. En toch, die ding wat ons die mees algemeenste lyk, is kettingkies in 'n groot ketting van God se voorsienigheid, wat ons ontzaglijke groot dinge lyk. Sê dit weer. Dinge wat ons die mees algemeenste lyk, is kettingkies in 'n groot ketting van God se voorsienigheid, wat ons ontzaglijke groot dinge lyk. Die eenvoudige opdrag van Dawid. Dis ons ontzaglik belangrike skakel in die geskiedenis, want anders sou Dawid nie daar gewees het nie, op die gevegsterrein, anders sou daar gewees het nie. En die Here se voorsienigheid is die Here besig. Hy voorsien. Soms is dit in die eenvoudigste dinge wat gebeur in ons lewens. Daar is net ons aandra. Die eenvoudige taakie, toch saglik belangrik. Terwyl daar is, terwyl hy met hulle praat, juist toe kom daar die waarsagter weer tevoorskyn en hy spreek met hulle daai selfde woorde, en dan hoor dit. 23. Weer is die mense bang. En ja, Israel uit. Goliat maak bespotting van Israel. En daarom hoor dit. En dan lees ons in die Here se woord vir die eerste keer wat ons lees wat Dawid iets sê. Die eerste keer in die Bybel lees ons dat Dawid iets sê. Vers 26. Wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Wie is hier onbesnede Filistyn nogal dat hy bespotting maak van die gevegsies van die lewende God? Kan ek ook sê, Dawid vra, maak met ons 'n verskil dat ons 'n lewende God dien. As God met Israel is, dit sy verbondsvolk het die intieme verbondsverhouding gesluit die Here homself aan hierdie volk gebind. Raak dit hom dan nie as hier so met hom gespot word nie? Dawid besef, hierdie gaan oor die Here se eer. Dawid besef die Here se volk. Die Here en sy volk is een, vanweë die verbond wat die Here met hulle opgesluit het. Ons kan dit ook vandag se tyd sê, die Here en sy kerk is een. As daar van sy volk en sy kerk bespotting gemaak word, dan word daar van die Here self bespotting gemaak. Sal hy nie toekyk, sal die Here nie toekyk as sy eer gekrenk word? As daar van hom, van die lewende God, 'n bespotting gemaak word? Broer en suster,
Die Here sal homself verheerlik. Die Here sal homself eer en heerlikheid bewerk. Die broer en suster, Dawid is maar groot swakheid. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, is voorbeeld. En eerstens, Dawid is maar 'n skapaggetjie, 'n klein skapaggetjie. Hier praat Dawid en sê vir hom, hy sal net nuuskierig om hier na die gevegte toe te kom en dit te sien. Dis al wat hier is. Hy sê dit pyn, hy wil net nie moet te lastig wees hier so waar die mense nou veg. Hy sê net nuuskierig. Nog 'n rede waarom ons die tweede is waar Dawid is maar 'n swakkeling. Saul antwoord vir Dawid, jy is 'n seun. Al was ons nog 18 jaar oud gewees, jy was baie jong. Hierdie man gooi hy is 'n krygsman van sy jeug af. Van sy jeug af was hy opgelei oor hoe om te veg. En hy was 'n reus ook. Herders sou probeer vir Dawid sy krygsgeweer aan te trek, maar Dawid kan nie daar loop nie. Hy is 'n swakkeling. Dawid gaan na die magtige baasvegter en die geoefende en opgeleide krygsman toe met 'n staf in sy hand, met 'n sinnevel en 'n paar punte. Dawid is al erg baie swak. Ons kan miskien vergelyk in ons tyd vandag met hierdie gevorderde oorlogstyd waar daar is, want die een persoon wat gaan geveg met masjiengewere en kanonne en vuurpyle wat jy kan bestuur en jy kan dit lanceer met kameras op en alles. Die ander persoon wat gaan geveg met 'n ou voorlader. Mense in daardie tyd het dit gesê, en in ons tyd vandag sal mense gesê, is absurd, dit is lappigheid. Hoe gaan veg jy hierdie man met 'n sinnevel met 'n paar klippies? Wat was 'n swakkeling? Die broer en suster, ons moet mooi raak sien. Dis hoe die Here vir homself eer en heerlikheid bewerk. Dit kan nie anders nie. Anders om die eer en heerlikheid mense toe. Die Here het Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie mense sal is my swakheid doen, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vriende, jou swakheid is al juist nodig om die Here God te dien, want so bewerk hy, en so kan hy vir homself weer die Here bewerk. Deur jou swakheid. Al sê in vers 47, dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie eers swaard en eers spies verlos nie. Want die stryd behoort aan die Here. Die stryd behoort nie aan ons nie. Die stryd behoort aan die Here. Mense in ons land, op hierdie stadium en tyd in ons land, bevind waar mense net wil oorlog maak. Nou, dan is ook nie al baie in ons land ons moedeloos maak nie. Die stryd behoort nie aan ons nie. Die stryd behoort aan die Here. Het gaan nie oor ons verwaarde en ons waagmoed nie. Net soos wat nie, maar het ook nie oor Dawid se waagmoed met sy bravade gegaan het nie. Dawid sê self in die gedeelte nie oor homself gaan nie. In vers 1 tot 40 lees ons dat Saul vir Dawid sê dat hy nie hierdie baasveg kan veg. Saul sê vir Dawid, jy kan nie hierdie baasveg kan veg. En dan vertel Dawid vir Saul wat gebeur het aan sy lewe. Want sê daar, hy wil net eenvoudig sy roeping uitgeleef wat die Here hom gegee het. En dit was daar stadium dat hy die klein vee opgepas het. En dan is daar
sal daar 'n leeu of 'n beer kom, dan het hy die kleintjie wat die Here vir hom gegee het opgepas en hulle beskerm. Toe hulle die beer die leeu verslaan, toe hulle hom aangeval het. Kan ons dit dink? Dis op zichzelf al klaar groot wonderwerke om so 'n man alleen 'n beer en 'n leeu te verslaan. Dan sê daar in die onbesnede Christen Jesus sal gaan. Die geloofsgeliefdes, Paulus het Dawid die Filistyn vergelyk met die diere in sy verlede. Eintlik is Goliat binne as die diere, want Goliat maak 'n besonder van die lewende God. Kyk hoe ver kan ons mense val. As wat binne werk as die diere van die skepping. Die diere kan nie lewende God bespot nie, die lewende God bespot nie, en uitdaag met hulle woorde nie. Maar ons kan, wat sê dit doen? Maar, belangrijk, wat Dawid sê. Dawid skryf sy verlede nie toe aan goeie geluk nie. Paulus baie so sê ek was lucky gewees. Dawid sê dit is nie die geval gewees nie. Toe die beer en die leeu binne nie, hy sê dit was nie die geval gewees nie. Dis nie goeie geluk nie. Hy sê dit is ook nie goeie verlig op sy kant nie, omdat hy so goed met hulle ontveg nie. Hy sê ook nie omdat hy so baie aangebring nie, hy so baie durf en waag moet van sy kant te gaan. Dan sê die Here my gered. En as ons dan by een ding van Dawid moet stilstaan in hierdie gedeelte, dan is dit net een ding. En dit is sy geloof. Die broers en susters, en dan het Dawid nie aan homself geglo nie. Ons lees dit vandag so baie op skole en op spreuke wat ons lees, ons hoor dit so baie. En ons sal kyk en mekaar sê, moet glo net in jouself. Jy kan nie doen. Die broer en suster is goed. Dis nie baie ons nie. Moenie in jouself glo nie. Daar het nie in homself geglo nie. Daar het geen oomblik in hierdie gedeelte in homself geglo nie. Glo in die Here. Moenie jouself glo nie, glo in die Here. Dawid glo aan 'n almagtige God en Here wat vir homself eer en heerlikheid bewerk. Dawid glo aan 'n almagtige God en Here wat vir homself eer en heerlikheid bewerk. Dan sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Dawid glo in die Here. Hy het geglo in die almagtige God. Hy hou vas in die geloof aan die Here wat ons sal red. Hy glo nie in homself nie. Dis absurd. Hy is 'n swakkeling. Hy glo in God, in die Here. Die Here sal vir homself eer en heerlikheid bewerk. Wat doen die Here wys dit? Die Here bewerk juis vir homself eer en heerlikheid. Gebeur ons almal 'n groot wonder? Die Here wys sy krag in swakheid. Hy bewerk vir homself eer en heerlikheid. Daar trek die klip die baasvegter in sy voorhoof. Hy val sy gesig teen die grond. Net so, toefjak, toe sy voorbij. Soms so in 1 of 2 verse word het gauw vinnig genoem. Wat 'n wonderwerk. Wat 'n ontzaglijke wonderlike en kosbare verlossing was dit nie vir die Israeliete nie. Vir 40 dae het hierdie bespotting aangegaan. Geliefde, wat 'n groot verlossing
gebeur as dit wat ons hier lees in 1 Samuel 7. Maar het nog 'n groter wonderwerk gebeur as hierdie paasvegter wat geval het. Die swakke, kleine Dawid, hy verslaan Goliat. Nog so 'n swakkeling sien ons verder aan die geskiedenis. Hy het nie Sinnevel kliks nie, hy kliks nie. Hy hang aan 'n kruis, vervloekte Paul. Is dit nie swak nie? Waarom sal sê dis uiters swak? Waar hang hy? Nou, en hy hou Paul. Het lyk verskriklik swak. Dan roep die woorde, dit kom eintlik so op. My krag word swakheid volbring. En hierdie swakheid bewerk ons God vir ons die heerlikste, wonderlikste, grootste verlossing. Wat 'n wonderwerk! Sy wonderwerk baie meer as ons Dawid en Goliat. En so verheerlik die Here homself. Hy bewerk vir homself eer en heerlikheid. Hy doen dit, net God verheerlik homself. Ons het Dawid vergeet. Ons het baie kyk Christus daar aan die kruis, wat die grootste wonderwerk bewerk het. Die grootste vyand daar binne, die duiwel en sy magte. Hy hang daar soos 'n swakkeling. So gebeur die grootste wonderdaad van die geskiedenis. Daar verlossing is vir jou en vir my. Jesus Christus kom en hy vat ons bespotting weg. Ons sondes maak ons 'n bespotting. Ons kan hieroor genade, my broer en suster, ons sondes maak ons 'n bespotting. Christus het weg. Ons kan verby ons sondes kyk, maar Christus verwin het. Waar roep die gedeelte ons dan op? Dawid het die geloof vasgegryp aan die almagtige God. Die kleine ou Dawid het in die geloof opgestaan vir die Here se eer. Dawid het nie opgestaan vir homself eer die Here te bewerk nie. Die gedeelte gaan nie oor Dawid nie. Ons wil so baie keer vir onsself eer bewerk. Ons wil so baie keer vir onsself 'n naam maak. Gaan in ons lewens baie keer vir ons eie eer, maar min oor die Here se eer. Soek jy jou eie eer, geliefde, of staan jy op vir die Here se eer? Staan jy op vir die Here se naam? Die Here het ons klaar heerlik opmaak, die Here Jesus Christus. Ons kan nie vir onsself 'n groter naam maak as dit nie. Ons hoef nie vir onsself 'n naam te gaan maak nie. Die heerlikheid is in Christus. En mag ons dan sy eer en sy heerlikheid gaan soek. Die Here bewerk homself deur die heerlikheid, deur swakkeling. Deur swakke, kleine mense. Mag ons deur die krag van die Heilige Gees so in Christus van opstaan vir die Here se eer. Dit wat ons doen elke dag. Amen. Kom ons antwoord liefdes en ons sing ons saam Psalm 33. Waarvan sing ons vers 8 en vers 9. Die oorlogsverd kan nie behou nie. Wil jy ook aanstorm met geweld? Hy weet nie met sy ysterklou nie, wat grillig neerdreef op die veld.
Maar die Here se oë straal met mededoe, ons gaan sê met medelee, met omgee op wie klein van kraag. Voor hom skuld verswaar in hulle donker dae op sy goedheid wag. Van 33 tot in vers 8 en 9 en daarom gaan ons saam met. God die Hemelse Vader, dankie, loof U vir die woord, wanneer ons getoons kan word, wanneer ons U meer en meer kan herken. Ons weet dat die krag in ons sal werk, dat ons meer en meer die oog van onsself sal afval en meer en meer die geloof ons oog gevestig mag hou op U. Mag ons hoopvol in Christus, Hemelse Vader, werk nog kragtig deur die Heilige Gees in ons, dat ons moed mag hou. Ons Here Jesus Christus se oorwinning. Nog so baie soos vol van die wêreld en die wêreldse dinge. Nog so baie skaam ons vir U en vir die evangelie. Smeek dat U op swakhede te hulp sal kom. Grootste nood is dat ons U meer en meer mag ken en meer mag besef hoe groot U is. Ons is so nie afhanklik van U daarvoor. Maak ons tot volle van die woord en maak ons dat ons die woord reg sal verstaan. Smeek U vir dit, Here. Dis ons enigste uitkoms, by U. Ek tog pragtig deur die Heilige Gees in ons dat ons meer en meer sal besef hoe groot Here ons dien. Ons dra vir hulle aan die op, wat deur moeilike tye gaan. Ons kan hulle in die hospitale was,
hulle wat in die hospitaal is. Dink ook aan hulle wat hierdie week er ook krag van staan. Dat die hulle so vertroos. Wil hulle staande hou. Wil nie alleen hulle bring op die punt om weer hulle roeping te gaan uitleef waartoe hulle geroep het. Mag die beloftes van die evangelie in Christus vir hulle groot aankleping wees en vir ons almal. Dankie vir die roeping waartoe jy ons geroep het elke dag, dat ons mag werk in die koninkryk, dat ons kinders mag wees, smeek nie dat hy ons sal gee wat nodig is, vir dit waartoe hy ons geroep het, het sy huwelik, het sy ongetroud, het sy as ouer, as hulle wat nie kinders het nie, smeek vir die genade, die sal gee wat nodig is, sodat ons in die klein dinge, die sal dien, of die alleen sal betrek. Die dinge bid ons, Vader van U, ons Here Jesus Christus in naam aan U. Amen. Kom ons sing nou saam 23, daar sing ons vers 1 en vers 2. Van 23 vers 1 en vers 2, en al my alleenheid staan ek, dan nog dien ek geen doodsvrees of verskrikking nie. Want U stap my troos is en my verkoop. Wanneer ons wegsteek in sy groot seën, kom ons sing saam 23 vers 1. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.